Hallo weer en welkom hier by ons Woensdag oordenking. Is altyd 'n voorreg dat jy saam luister en kuier. En vandag kyk ons weer na 'n teksgedeelte en wat ons net kan help om deur vrees ook te kom. Ons gesels hierdie week oor vrees en hoe vrees baie keer ons kan keer of ons kan veroorsaak omdat ons lewens miskien verloor, ons meer ons geloof kan verloor ook. En dis juist waarmee ons besig is, om toe te laat dat God in kan kom in daai spasies om ons te help, dat ons nie verlore is nie, maar bly gevind by hom ook natuurlik. Nou vandag wil ek sommer begin deur 'n vraag wat opkom, en ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, wat gebeur wanneer vrees oorneem, wanneer vrees in ons lewens is en werk, en wat gebeur eintlik hier binne ons liggame, fisies, emosioneel, geestelik, daar gebeur 'n klomp goeters, maar eintlik tot 'n mate, vrees maak ons dat ons nie duidelik dink nie. Eintlik 'n plain Afrikaanse woord om te sê, dit maak ons eintlik baie keer dom. Nou voordat jy dink, is hierdie ou noem my nou dom, die wetenskaplike studies bewys dat vrees veroorsaak dat besluitneming, emosionele regulasie, observasie en refleksie vermoë onderdruk word wanneer iemand in vrees funksioneer. Wat beteken, wanneer vrees die beste van ons kry, dan onderdruk dit ons besluitnemingsvermoë. Dit onderdruk ons regulasie en wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Nou natuurlik, as jy dadelik aangeval word deur iemand of 'n leeu van 'n kant af, vrees kan 'n klomp goed aan ook wakker maak, in die sin van jy tree uit adrenalien uit, of uit emosie uit, ensovoorts, maar die meerderheid van ons lewe daagliks met onderdrukte klein vreesies, wat baie keer die beste van ons kry, en wat dit eintlik maar kom doen is, dit kom maak ons stadiger, dit kom immobiliseer ons eintlik tot 'n mate, dat ek en jy nie kan voluit leef nie, dat ek en jy nie kan besluite neem, en kan lag, en kan leef, en net onsself kan wees nie, dit hou ons eintlik die hele tyd terug, dit maak ons minder wys, dat ons minder wys optree, dat ons eerder onsself toeslot en gehendel. 'n Paar voorbeelde wat ons hier neergeskryf het is, jy is bang jy kry seer weer in 'n verhouding of met mense, so wat doen jy? Ons stoot mense weg. Jy is bang jy word teleurgestel, so jy probeer nie eers deelneem in 'n sekere aktiwiteit, of by 'n werk, of by 'n geleentheid nie. Jy is bang, mense hou nie van die ware jy nie, so jy speel 'n rol, of sit net 'n happy face op tot 'n mate, of jy is bang, emosie oorweldig jou, so jy onderdruk wat jy werklik voel. Kan jy sien, tot 'n mate wat ons doen baie keer, so dit hou ons amper heeltyd terug om nie werklik voluit te kan leef nie. Maar ek dink die Here se hart is dat ek en jy sal braaf wees, dat ek en jy sal voluit leef, dat ek en jy sal teruggehou word in die lewe deur iets soos vrees nie. Nou in ons teksgedeelte vandag, 2 Timoteus 1 van vers 3 tot 9, kom sê uiteindelik so mooi, en ons hoor God se hart in hierdie teksgedeelte. Hy sê, ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onbehoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat in al jou ouma Lois en jou ma Eunice was, en wat daarvan ek oortuig is, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. En dan vers 7, hy praat met Timoteus, hy sê, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings in die evangelie, wat met krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep aan om hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van die ewigheid af in Jesus Christus aan ons geskenk het. Nou, hierdie woord lafhartigheid is eintlik so 'n mooi Afrikaanse woord, maar dis wat hy vir jou sê, as jy 'n kind van God is, en jy die gees van God wat in jou leef, is dit nie 'n gees van lafhartigheid nie, van vrees nie, van angs nie, van, hoorie, ek moet net myself beskerm en terughou, en nee, dis die gees wat lewe gee. Ek hou daarvan hoe hy sê, met krag, liefde en selfbeheersing. Dit praat van vooruitgang, maar ek weet, hier's baie van ons wat sit met groot vrese in ons lewe, dinge wat met ons gebeur het, ensovoorts, en ek verstaan die seer. En dan is daar baie van ons wat sit met vrese wat onnodig is, wat die beste van ons kry, ensovoorts. Maak nie saak waar jy jouself in die spektrum vul nie. Ek wil
jou vandag uitnooi. En ek dink die Here wil ons uitnooi om te sê, maar wil nie toelaat dat die Heilige Gees weer sy werk in jou gees, in jou hart, in jou gedagtes sal kom doen nie. En bid en praat en die Here innooi in daai vrees in. Want soveel keer wil ons dit net weg, ons wil dit nie sê nie. En dalk moet jy vandag kom en sê, Heilige Gees, hierdie vrees wat ek het om met mense deel te neem, of met mense te praat, of mense in te laat, hierdie vrees wat ek het, want ek het seer gekry in my verlede, of dis wat my gebeur het, of hierdie vrees van ek gaan dit nie maak, ensovoorts nie, wil u nie inkom, en net u werk om doen nie, om te bid oor dit, en vir die Here te vra vir die geduld, die liefde, die krag, die selfbeheersing, wat ook al jy nodig het, in daai spasie, net elke dag, die Here innooi. Ja, jy gaan nie dalk net môreoggend opstaan en die vrees is net weg en jy leef voluit nie, maar dit is 'n proses en hoe meer jy die Heilige Gees innooi en geleentheid gee, hoe meer gaan God jou help om toe te laat dat geloof in jou lewe meer kom as vrees. Dat vrees nie die beste van jou sal kry nie, maar dat geloof jou dryfkrag sal wees. Dat jy sal glo die Here gaan werk en die Here sal werk, want dit is die God wat ons dien. Jy sien, vrees wil my en jou immobiliseer. Dit wil ons vashang, dit wil ons terughou. Maar God se hart, is dat jy sal vry wees, waarlik vry sal wees, en in dit sal leef. So mag ek en jy vandag het ons gebed maak. Mag ons die Heilige Gees toelaat vandag in ons vrese, en mag ons in geloof leef, dat die Here ons gaan help om dit te oorwin ook. Kom ons bid. Here, dankie vir u goedheid, u guns, u hart vandag, dat u wil hê ons moet vry wees, en nie noodwendig vasgevang wees nie. So daarom kom bid ek nou in Jesus naam, Heilige Gees, mag u kom in elke persoon se hart en lewe en gedagtes, daar waar vrees die oorhand neem, daar waar vrees die beste kry, mag u kom soos net u kan, en mag u mense kom vrymaak van dit. Mag u ons help, Here, om meer vry te leef as vasgevang. Here, ek bid, help ons hier in hierdie situasie waar ons soms so swak is en ons so maklik verlore raak in vrees, dat ons sal vry raak in u en in geloof sal loop. Dankie vir vandag en die geleenthede wat ons het, en ek bid dat u saam met elkeen van ons sal wees, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag geluister het en ingeskakel het. Mag jy 'n lekker Woensdag geniet. Ons kuier môre weer. Mooi bly.